Meneer Pendoring, die slapende prins. Lang gelede, in 'n warm droë dorp genaamd Appington, het 'n paartjie gewoon, meneer en mevrou Doring. Hulle was eenvoudige plat op die aarde mense, wie hulle laaste verander sou gee. Geld was nog nooit eerste op 'n lysie nie. Hulle wou altyd net liefde deel. Hulle het ook nou nie in 'n kasteel gebly nie, maar in 'n woonstelblok naby Pick n Pay sentrum, genaamd die Umbra geboue en op die 3de vloer. Meneer en mevrou Doring het 'n groot liefde vir kinders gehad, maar kon nooit kinders van hul eie hê nie. Op 'n dag het 'n vreemde vrou met silwerhare by hulle kom kuier. Sy was 'n wetenskaplike en het beloof om vir hulle 'n seun te gee as hulle hom goed sou versorg. Die seun is Pendoring genoem, nie net om in te pas by meneer en mevrou Doring nie, maar omdat hy so skerp en vol energie soos Dorings was. Wat 'n toeval! Eendag gesels meneer en mevrou Doring en vir die eerste keer wonder hulle wie die vrou met die silwerhare werklik is en waar sy die seun kon gekry het. Tot hul skok op die seun se 10de verjaarsdag, daag die vrou weer op en kom met die hele sak patats na vore. Die vrou het 'n vloek op Pendoring geplaas en dit was soort van 'n eksperiment vir haar om te kyk of haar vloek sou werk. Sy noem toe aan meneer en mevrou Doring dat wanneer Pendoring sy 15de verjaarsdag vier, hy aan 'n robotnaald sal raak en in 'n diepe slaap val, wat 100 jaar sal duur. Meneer en mevrou Doring het dit nie geglo nie, want wie in die moderne tyd glo nog aan vloeke? Ten spyte van haar ongeloof het meneer Doring kontak gemaak met die plaaslike munisipaliteit DKM, David Kruiper munisipaliteit, en hy het goedkeuring gekry om alle naalde en robotte in Appington te vernietig. Die jare het verbygegaan en Pendoring het 'n nuuskierige tiener geword. Hy het graag met drade, masjiene en rekenaars gespeel. Op sy 15de verjaarsdag het hy na die ondergrondse parkering van die Umbra gebou gedwaal. Hy het 'n stoor ontdek en dit binne gegaan. Hy het toe 'n stofbedekte robot gewaar. Hy het dit probeer aansit en per ongeluk sy vinger aan 'n dun naald gesteek en hy het dadelik aan die slaap geraak. 'n woud van kabels en metal het reg rondom die Umbra gebou gegroei en die gebou is met tyd vergete. Presies 100 jaar later het 'n dapper meisie genaamd Davy Doring daar verbygestap. Sy was 'n avontuurlustige ingenieur, bekend vir haar slim idees. Met haar selfgemaakte lasersaag het sy deur die draadwoud gesny en uiteindelik die slapende prins gevind. Sy het hom nie met 'n soen wakker gemaak nie, maar sy het 'n skroewedraaier gebruik om die robot te herstel en die vrou met die silwerhare se vloek te breek. Pendoring het stadig sy oë oopgemaak en verbaas na Davy Doring gevra, "Het jy my gered?" Sy het geglimlag en geantwoord, "Nee, ek het net jou masjinerie gemaak. Jy moet jouself red." Van daardie dag af het Pendoring en Davy Doring 'n wetenskapakademie begin, waar hulle jong mense geleer het om hul eie toekoms te bou sonder om op vloeke en towerheid te vertrou. Hulle het ook Pick n Pay sentrum oorgeneem en dit hul stad van voorspoed genoem. Fluit, fluit,
Die storie is uit.